professor Emerentia Du Plessis. Luisteraars, ons praat met professor Emerentia Du Plessis van die Noordwes Universiteit. Sy laat die lig val op deernisvolle teenwoordigheid. Gee jouself 'n ruskans. Emerentia. Willem en elkeen wat luister. Jou tema, gee jouself 'n ruskans. Toe het ek gewonder of daar so 'n verband is tussen 'n deernisvolheid en jouself 'n ruskans te gee. Ja, daar is beslis 'n verband tussen dit dat ons ook deernisvol teenwoordig moet wees vir onsself. Vir onsself, ja. Emerentia, waaroor praat jy vandag met ons as die tema is gee jouself 'n ruskans? Wat wil jy vir ons sê? Ja, die tema sluit nou so mooi aan die manmoedigheid om vasberade te wees en op te staan deur die leiding van die Heilige Gees. Maar dit is soms so dat ons baie keer nie daardie manmoedigheid ervaar nie. Ek het in die afgelope week bietjie gelees daarvan ook. Dit was in 'n dagstukkie gewees deur 'n man, sy naam is Alan Fadling, en hy het 'n bediening wat hy unhurried living noem. En in hierdie dagstukkie het hy gepraat van 'n ongesonde manier om unhurried te lewe, en hy noem dit acedia. Nou dit sluit aan by ons tema van vandag. Acedia is 'n tipe van 'n geestelike lusteloosheid, en dan eindig mens op om apaties te voel en asof jy voel jy het nie meer omgee vir jouself of vir ander nie, en jy staan nie meer op met daardie vasberadenheid nie. Ek dink elkeen van ons het dit al in ons lewe ervaar, waar ons daardie geestelike moegheid ervaar het en 'n gevoel om op te gee. En ek dink dit kan veral prominent wees in hierdie tyd waarin ons lewe, waar ons moedeloos kan voel oor ons omstandighede, of die omstandighede in ons land, of die omstandighede in die wêreld, as mens dink wat alles aan die gang is in die wêreld, maar ook as 'n mens ernstig siek is, of iemand naby aan jou ernstig siek is, of deur 'n moeilike tyd gaan, kan mens hierdie moedeloosheid ervaar. Maar jy praat nou met ons moet onsself 'n ruskans gee. Het ons die reg om moeg te wees, of mag ons, of gebeur dit maar net? Ek dink dis waar deernisvolle teenwoordigheid inkom, dat ons dit net teenoor onsself kan erken, dat ons soms moeg voel, en dan moet ons onsself 'n ruskans gun. Baie beslis, sodat ons weer ons batterye kan bymekaar maak, en weer kan uitgaan in die wêreld en 'n verskil maak. En ook in hierdie oomblikke van ruskans gee ons dan ook vir die Heilige Gees inspraak in ons lewe, sodat ons weer sy krag kan ervaar en sy teenwoordigheid kan ervaar. Ek dink ook vir al mense wat in G-beroepe of in diensberoepe staan, ervaar ook hierdie moegheid, en ek wil sommer net vir elkeen van julle vandag sê, verpleegsters, dokters, maatskaplike werkers, predikante, mense in die polisiemag, boere, onderwysers en vele meer, wat soveel van hulle self gee en soms min terugkry, kan ook hierdie medelee moegheid of omgee moegheid ervaar. Nie net ons omstandighede nie, maar ook selfs die beroep waarin 'n mens staan, kan ook energie dreineer. Hierdie is die gevoel van acedia of lusteloosheid is eintlik vir ons 'n teken dat ons moet net kennis neem daarvan, dat ons vermoë om terug te bons en om die lewe weer vierkantig aan te pak, is so bietjie min op hierdie stadium, kan min wees, en ons kan emosioneel en fisies en geestelik gedreineer voel. En dan weet ons moet vir onsself 'n ruskans gee, sodat ons net weer by onsself kan uitkom, en ook weer by die Heilige Gees se voete sit, en hoor wat is sy teenwoordigheid, wat is sy gedagtes oor ons lewens. Is hierdie ruskans net 'n vakansie, of is dit net kerk toe gaan, of is dit net 'n godsdienstige, of wat se ruskans het jy in gedagte as jy met ons praat oor 'n ruskans?
Ja, dit is baie goeie maniere om kerk toe te gaan of om 'n vakansie te gaan, maar dis nie altyd moontlik nie. Die beginsel is om deernisvol teenwoordig te wees met onsself. So om net daardie oomblik 'n tydjie te neem en na te dink, waar is jy nou in jou lewe? En wat het jy nodig? So dit kan 'n klein oasetjie wees, dit kan 'n 5 minute wees, dit kan 'n halfuur, dit kan 'n middag wees, maar net om weer boeke te hou met waar is jy in jou lewe op die oomblik en wat het jy nodig? Dit skep 'n oasietydjie vir onsself en dit bring ons by een van die eerste stappe om weer jou energie terug te kry. En daardie eerste stap is om gesonde grense te stel. Mag ons sê ons is moeg, want ons het dan die Heilige Gees en ons het mense om ons. Dit bring my dan weer by hierdie belangrike idee van om grense te stel. Wanneer ons soms te veel gee van onsself, kan ons ook emosioneel moeg voel. So ons voel gedring om te gee, om diens te lewer, om beskikbaar te wees, om betrokke te wees, om te gee vir ander om ons, en dit kan ons dreineer. So om grense te stel is eintlik 'n baie gesonde manier, en iemand het eendag gesê, grense stel is die afstand waarteen ek gelyktydig lief kan wees vir myself en vir 'n ander persoon. 'n Praktiese voorbeeld daarvan is as iemand hulp vra, moet ek op so 'n manier hulp gee dat ek gelyktydig na my behoeftes kyk, maar ook na die ander se behoeftes. So ek moet nooit soveel gee dat my energie te min word om te kan gee nie. Ek dink dit is nogal 'n lekker maatstaf om te onthou as ons dan grense stel vir ander mense wat ons hulp nodig het, is dat ons gelyktydig kan lief wees vir hulle, maar ook vir onsself. So dit is stap nommer 1, stel gesonde grense. Ja, en dan 'n verdere manier om weer energie terug te kry, is om te onthou dat selfs in moeilike omstandighede jy 'n keuse het hoe jy die omstandighede gaan hanteer en wil hanteer. Nou ek sê dit met baie respek en met baie erkenning teenoor mense wat in moeilike omstandighede is. Mense wat oor 'n lang tyd swaar kry en miskien oor 'n lang tyd siek is of in moeilike omstandighede bly, het dikwels alreeds besluit om die beste te maak van daardie situasie en om te kies om dit op die beste manier moontlik te hanteer. En ek wil sommer net my hoed lig vir julle vandag en sê, hou moed, bly dapper en hou aan kies om die beste keuse te maak in daardie omstandighede. Om ryk oomblikke nog steeds te ervaar en om te kies om vir jouself lief te wees en om vir jouself om te gee en vir jouself 'n ruskans te gun. En as ons dan 'n rukkie gerus het, kry ons weer energie om te glo dat ons kan groei en dat ons omstandighede kan verander of kan hanteer. Vir mense wat sukkel om daardie keuse te maak, hier is dalk ook 'n stukkie wysheid om te sê dat ons soms glo dat die gras groener is in ander omstandighede as my eie. Dit lyk beter of makliker hanteerbaar. Wanneer hierdie gedagte by ons opkom en ons besluit om 'n verandering te maak of om nie te begin, kan ons onsself afvra, hierdie verandering wat ek wil bring, is dit 'n lewegewende uitnodiging tot iets wat waarlik goed en nuut is, of is dit vir my 'n manier om 'n maklike pad te kry om te ontsnap of om daardie uitdagings te ontken of te stap. So weer eens besef ek dit is so 'n moeilike en seer onderwerp vir mense wat in hierdie omstandighede bly, maar dink mooi na, wat is die gesondste lewegewende opsie vir my in hierdie omstandighede? Is dit net op ontsnappingsroete uit die situasie uit, of is dit werklik die pad om te gaan, om permanente goeie resultate te kry? Verseker. En ek dink 'n manier om onsself te toets daaraan is, as ons hierdie keuse gemaak het, en ons ervaar dieselfde moeilike uitdaging, en beteken dit was dalk net 'n ontsnapping, maar as ons 'n besluit maak en 'n skuif maak, en ons voel ons het gegroei daardeur, of daar het verandering gebring, dan was dit die regte besluit om te neem. So 'n volgende manier om rus te gun vir onsself is selfsorg. En dit kan iets so eenvoudig wees soos om genoeg rus te kry en om gesond te eet
en om aktiwiteite te doen wat weer vir ons energie gee en ons verfris. Ek het 'n paar jaar Afrika dromme gespeel en dit het vir my ongelooflik baie energie gegee. Want dit was lekker om saam in 'n groep te wees en om sommer net so harde geraas te maak en saam met 'n groep mense en dit het my verfris laat voel. So enige so iets wat 'n mens kan doen wat vir jou vreugde gee, wat energie gee, selfs al is jy nog steeds in moeilike omstandighede of al het jy nie noodwendig ander maniere van selfsorg nie, maar enige iets wat vir jou vreugde bring. Onthou dit en doen dit weer. Ja, ek dink 'n party van ons sal kan assosieer met musiek of uiting gee, net aan iets uitbundig, net om ontslae te raak van wat dalk bietjie opgekrop is binne in jou. Ja, verseker. Om te gaan ver hardloop of te gaan visvang, so enige so tipe aktiwiteit kan 'n mens sommer net baie geniet en weer die vreugde vind in daardie oomblik. En wees genadig met jouself en onthou dat jy jou bes doen in jou omstandighede. En dan die tweede laaste gedagte is om ondersteuning te kry. Soms kan ons regtig nie alles self hanteer nie en het ons hulp nodig. En ek is een van daardie mense wat maar probeer altyd om dinge op my eie te hanteer en so ver moontlik onafhanklik te wees, maar dis 'n les wat ek ook moet leer en geleer het, is dat 'n mens hulp nodig het. En al die sterkpunte en al die talente kan nie in een mens lê nie. So as ek hulp nodig het met tegnologie of kennis of raad of praktiese hulp wat ek nie in myself het nie, is dit so gesond om hulp te vra. So ek wil almal ook aanmoedig om dit te doen. En nou hoor ek is die laaste een. Ja, en voor ek dit noem, wil ek ook net sê dat dit dan ook die tema afsluit van kry oorwinning oor hierdie moegheid en hierdie lusteloosheid, sodat ons weer manmoedig kan wees en kan vasstaan en opstaan. Hier is my die belangrikste gedagte en dit is om stil te wees in die teenwoordigheid van God, wat vrede en rus gee, en om weer sy lewegewende rus en betroubare liefde te vind. En ons kan sielsrus vind, selfs in onrustige omstandighede, selfs in moeilike omstandighede. En ons kan eensame tye verander na rustige nadinkoomblikke saam met God. En dan hierdie wonderlike gedagte, rus is beskikbaar in die hier en nou, omdat God se liefde hier en nou beskikbaar is vir ons. Ek wou dit eintlik vra, want ons dink so baie keer, ons gaan rus, ons gaan met vakansie, ons gaan onsself weer volstop met nuwe energie. Maar eintlik moet ons dit stap vir stap, dag vir dag, oomblik vir oomblik doen. Ja, dis regtig so. En ons kan bewus word van wanneer is ons moeg en net in daardie oomblik tot stilstand kom. En enige van hierdie wenke gebruik om na te dink en om in die Here se teenwoordigheid te kom en na te dink oor wat is dit wat my so laat voel, wat ek nou voel. Ja, toe jy dit nou sê, toe dink ek, as dit sou so wees dat God se rus en teenwoordigheid daar ver is by die vakansie, daar waar ons gaan rus kry, waar ons gaan afpak, dan gaan ons die altyd sonder dit wees, want dan gaan ons die altyd leef daarna toe. Maar ons gaan nooit binne in sy rus en in sy teenwoordigheid lewe nie, want dan sê ons eintlik, ons gaan, daar waar ons gaan vakansie hou, of daar waar ons gaan kerk hou, of spiritueel verkeer, daar gaan ons rus kry, maar eintlik, wat jy vir ons nou sê, hier waar ek nou is, hier, elke stukkie van my lewe, moet 'n stuk rus en bekragtiging bevat. Emerensie, ek wil jou gou twee goede vra dan, nie gou nie, ek wil jou twee goed vra. Die eerste is op 'n fisiese vlak. Jy's 'n nie verpleegkundige, geneeskundige beroepe. Geld hierdie ruskans vir beide fisiese en geestelike aspekte, of is dit net 'n geestelike aspek hierdie? Ja, beslis kan dit vir al twee geldig wees. Ek dink beslis so. Dit is ook so, as ons fisies uitgeput voel, dan raak dit ook ons geestelike moegheid aan. En as ons mooi na onsself kyk en fisies ook uitrus,
dan sien ons ook weer kans vir môre en om die dag aan te pak en ons sien weer die vreugde ook in ons verhouding met die Here. Want wanneer ons fisies moeg is dit ook soms 'n tyd om net rustig te word in Jesus se teenwoordigheid en ook daaruit krag te put. Is dit 'n teken van swakheid as ek moeg is? Nee, verseker nie. Soms is ons omstandighede regtig net te groot. Laat ons batterye pap word meer as wat ons voor energie het of talente het of krag voor het. Dit is regtig net soos 'n kortsluiting wat ons krag dreineer in daardie oomblik. So beslis is dit nie 'n teken van swakheid nie. En is dit nie dalk ook so dat God ons so gemaak het dat ons soms rus nodig het en moeg word nie, sodat dit vir ons 'n teken is om te weet, nou moet ons rustig raak en nou moet ons batterye herlaai. Dit laat my dink sommer, jy het gesê van stilte. Andrew Murray het so 'n hele boek geskryf oor stilte wat eintlik vir my geleer het dat ons baie kere meer moet stil wees as wat ons, ek wil amper sê as wat ons praat, as wat ons besig is. Of dan in vergelyking met wat ons gewoonlik mee praat. So ons moet letterlik soos ons op 'n hospitaalbed gaan lê of op 'n bed gaan lê om te rus, moet ons geestelik ook rus, moet ons al die maniere vir onsself deernis hê om môre weer voluit te kan voortgaan. Som ek jou reg op? Ja, verseker, dit is baie mooi opgesom. Ek stem heeltemal saam daarmee. En dan wil ek ook elke luisteraar uitdaag om dan hierdie stil word te oefen. En ek het 2 vrae wat ons kan gebruik om te begin oefen. Ek het geweet, julle by die universiteit gee altyd huiswerk. Ons is gewoond daaraan. So, luisteraars, kom ons luister mooi. Hier kom ons huiswerk. 2 vrae, 2 opdragte. Ja, dis gelukkig baie lekker huiswerk. Ek glo dit gaan 'n mooi resultate hê. So die eerste vraag is, op watter maniere het jy die afgelope tyd sielsmoeg gevoel? Hoe het dit gevoel en gelyk? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, hoe sal dit wees om selfs net vir 5 minute stil te word en jou siel kans te gee om te rus in die teenwoordigheid van God? So die eerste vraag, op watter maniere, sê weer, ek skryf nou hierso, nou wil ek 'n bietjie stadig agter geraak. Op watter maniere? Het jy die afgelope tyd sielsmoeg gevoel? Ja, sielsmoeg, dis die woord. Ja. En na te dink oor hoe dit gevoel en hoe dit gelyk, dis die eerste vraag. En die tweede vraag is, hoe sal dit wees om selfs net vir 5 minute stil te word en jou siel kans te gee om te rus in die teenwoordigheid van God? Wat gaan ons maak met die antwoord? Dit sal wonderlik wees as luisteraars op 'n manier kan terugvoer gee daaroor, of met mekaar gesels daaroor, of met God gesels daaroor. Dit sal great wees om terugvoer te hoor daaroor. Maar die belangrikste is eintlik om vir onsself 'n antwoord te gee, né? Om vir onsself 'n eerlike antwoord te gee. Ja, dit is beslis die belangrikste. Ja. En Marinsha, dankie. So ek wil vra, jy moet net jou nommer gee, dit sommer vir ons 2 keer deeglik en stadig. Ek sal hom hier neerskryf. Hy is op die webblad, hy is op die Facebook, maar gee gerus asseblief. Reg, so baie dankie. Dis 079 773 4339. Ek lees hom sommer van die kant af. 079 773 4339. En Marinsha, baie dankie, tot 'n volgende keer. Baie dankie, lekker middag verder. En wees rustig en gee vir jouself ruskans. Wees genadig, wees deernisvol met jouself ook. Baie dankie.